Toe Albert White Senior die myn op Oos gekoop het hy glad nie geweet dat die hele dorp saam met daardie verkoop deur is nie. Hallo en welkom by Kletskompas, ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode gesels ons met Albert White Jr. oor hierdie einste koop deur sy pa. Maar eers gesels ek en Annemarie de Tooy oor die nuus in Môres Republikein en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kenkie kompetisie. Annemarie, dit was saam met my in die Kletskompas ateljee. Annemarie, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dit is lekker koud vandag. Dit voel vir my soos 'n ordentlike wintersdag waarvoor ek nou wag vir 'n tydjie. So ek is net bly, dis cool en ons is lewendig. Ja, alhoewel dit met my kan beter gaan vandag is as ek die geld in my bankrekening gehad het om 'n dorp per ongeluk te koop. Ek moet vir jou sê, ek stem saam. Ons het nou so gesels en ek sal net unstoppable wees as ek die eienaar van my eie dorp is. Ek dink julle sal weet wat om met my te maak nie. Gelukkig sal ons nie hoef nie, want jy sal in jou dorp bly. Ek sal in my, maar jy sal ook in my dorp. Ek sal in jou dorp, as daar 'n lekker koffiewinkel is, ek is 'n sakker vir 'n koffiewinkel. So. Ek sal vir jou 10 koffiewinkels in my dorp sê. Maar Annemarie, so gepraat van dorpe en dinge in dorpe, daar is 'n geskil en 'n gewikke geweeg en amper 'n gekibbel, wil ek sê, op Swakopmund oor die ou munisipaliteitsgebou. 'n ontwikkelingsgroep wat toe nou aangebied het om dit te omskep in 'n boutique hotel. En hierdie is toe nou van die hand gewys. En nou sê hulle maar luister, wat is dan nou die punt? Jy weet, daai gebou staan daar en verval. Wat is die punt van? Ja, kyk, ek is bietjie in twee geskeer hieroor, want ek kan verstaan, okay, kom ons koop dit, kom ons maak iets nie daarvan, kom ons maak hierdie boutique hotel en ons, amper wil ek sê, behou die geskiedenis van die hotel deur dit te doen. Ek en Carly was onlangs in die Noord-Kaap gewees, saam met On The Rocks, waar ons by Ou Cape Country Hotel gaan doen het, wat hulle iets baie soortgelyk gedoen het. En hulle het dit baie mooi reg gekry om die geskiedenis van die gebou en die dorp deur hierdie hotel uit te beeld. Maar my ander vraag is, en ek weet nie eintlik, dit mag dom klink, maar het Swakopmund werklik nog 'n boutique hotel nodig? Wat ons locals op die ou einde van die dag, locals sê ek asof ek nie nou net hier aangekom het nie, maar wat ons mense van Namibië en die mense van Swakopmund op die ou einde van die dag uitprys uit hulle eie dorpie uit, as jy verstaan wat ek bedoel. Is dit regtig nodig dat ons nog 'n hotel moet maak? So dis maar waar ek is in twee geskeer vir daai twee redes. Soos ek sal baie graag wil sien dat die gebou onderhou word en dat hy mooi gemaak bly, maar 'n hotel weet ek nie noodwendig of dit die regte roep is nie. Ek moet vir jou sê, as 'n Swakopmunder, het ek die afgelope paar jaar nogals gesien dat daar minder en minder toeriste is. Miskien trek Swakopmund nou die tipe toeriste wat nie regtig in die straat gaan rondloop nie, ek weet nie. Maar as 'n Swakopmunder, jy weet hoe lyk 'n toerist. Jy sien hom dadelik. Jy ry kom as jy moet. Is daai kakies met die zips? Dis daai kakies met die zips vir my. Met die North Face backpack. Daai baadjies wat jy weet 'n Swakopmunder nie eintlik kan bekostig nie, so dit moet 'n uitlander wees. Ja, en die tekkies wat al sif geloop is, want hulle reis by. Jy weet hoe lyk 'n toerist. En almal wat van 'n toeristedorp af is, weet presies wat ek bedoel. Dit is nie een ding of die ander ding nie. Dit is net iets. Dis die aura. Ja, dit is hulle ek weet nie, maar ek verbeel my dat daar minder en minder toeriste is. Miskien doen die toeriste nou dinge buite die dorp. Jy sien hulle nie meer so baie in die dorp nie. Ek is ook nou aansienlik minder op Swakopmund as wat ek was toe ek nog bly het.
Maar selfs toe ek op Swakopmund gebly het, was daar al sprake in die hotelbedryf en hierdie is uit en uit net informele gesprekke wat ek gehad het met mense, jy weet wat jy iewers by 'n hotelopening of 'n hotel iets sit en dan gesels jy met mense in die bedryf en hulle het toe al baie klem gelê op die feit dat it's getting overcrowded now. Jy weet dat daar nou 'n gekibbel is in die hotelbedryf in Swakopmund want daar is nie meer eintlik genoeg vir hulle almal nie. Jy weet voorheen met piekseisoen natuurlik is daar afseisoene ook. Afseisoene is nie regtig ter sprake nie want hulle neem hoofsaaklik die piekseisoen in ag. Met piekseisoene was hulle vol geboek. Nou is hulle so 3/4 vol geboek met 'n piekseisoen. En sulke tipe dinge vat aan 'n besigheid veral gedurende sy piekseisoen wat half sy 7 vetjare is wat hy moet wegsit vir die afseisoen wat sy 7 maarjare gaan wees. Maar ek het ook destyds al gesprekke gehad met mense oor hoe hulle piekseisoen langer raak. So daar's nou nie meer so baie mense nie, maar dit voel asof die piekseisoen nou langer en langer en langer raak. Ja, so ek is met jou dat ek dink nie Swakopmund kort nog 'n butiekhotel nie. Ek moet vir jou sê daar is plekke wat die jaar in en jaar uit leeg staan. Daar's fantastiese gastehuise in Swakopmund. Jy weet, so dan dink jy aan as iemand vir goedkoper by 'n goeie plek kan bly. Jy weet wat nou nie 'n butiekhotel is nie, maar hy's nogal so 'n ordentlike gastehuis, jy weet. Gaan hulle werklik dan nou in 'n butiekhotel gaan bly? Ja. Maar dit is ek dink nie vir ons ter sprake nie. Dat dit is vir hierdie besigheid om te besluit of hulle besigheid gaan oorleef of nie. My groot ding is die oorspronklike struktuur moet bly. Ja. En ek moet vir jou sê, as ek die besluit kon neem, sou ek dit in 'n museum aanskep. Ja. Nog 'n museum. Ek sou die Swakopmund museum uitbrei, daar is 'n museum aan die molekant. Maar baie mense was nou al een keer daar en dan jy nou half gesien wat jy kan. Jy weet, ek sou spesifiek 'n kultuurmuseum stig. Omdat die Swakopmund museum is 'n fantastiese museum. Dit my nou nie verkeerd kry nie. Dit is 'n baie hooggehalte museum en nie net die inligting wat daarin bevat is nie, maar die items wat hulle kon kry. Ja. Jy weet, daar's baie museums veral in Namibië wat sê hy's 'n Oes museum argumentsonthaalwe en dan het hy geskiedenis van almal behalwe Oes, want of hy hy kan niks van fotootjies en geen items nie. Ja. So die Swakopmund museum is werklik 'n baie goeie museum. Daar's baie harde werk in daai museum nou al in. Maar ek sou dit in 'n kultuurmuseum omskep waar mense kan die geskiedenis van verskeie kulture leer, waar mense kan verskillende klere items van verskillende kulture sien, hoor oor die verskillende clashes tussen die kulture en so aan en so voorts. Want dit is my iets wat Swakopmund nodig het. Ek meen later, ek is 'n Swakopmunder wat daar bly, later was jy nou al by die Crystal Gallery, jy was nou al by die Flex, jy was nou al by die museum. By die slangpark, by die aquarium, jy kan ook net soveel keer dieselfde visse gaan kyk. Ja, en die visie 'n maand gelede was hy so groot, nou is hy so groot. Wow, jy weet. Dit sou vir my lekker wees as daar meer was in my tuisdorp om te sien. Ja. Jy weet. Ek het 'n paar jaar gelede weer gaan kuier en al wat ek kon doen, soos wat julle daar kan sien, is eet. Ja, en dit is baie gewild in Swakop. Ek eet ook net as ek Swakop toe gaan. Ja. Of dit nou by 'n karretjie, kostrokkie is of dit nou in 'n baie fancy restaurant is, maar in Swakop. Of dit nou 'n bar sonder naam koktailtjie is, jy eet net. Maar daar's niks regtig anders om te doen of Swakop as eet nie. Maar dit bring my ook terug na my soos punt toe wat ek vroeër gemaak het, is meeste van die goed wat daar is om te doen, eet eintlik ingesluit, is so duur, dat ons as Namibiërs dit nie kan bekostig nie, want dit is so catered towards tourists, dat ons dit eintlik nie, ek kan eintlik nie bekostig om te eet, soveel soos wat ek doen as ek daar is nie. Ja. En ek dink was deel van die eerste punt, is ons is besig om Swakopmunders uit hulle tuisdorp uit te prys. Hulle kan nie meer bekostig om Swakopmunders te wees nie. Ja. So, ja. En terselfdertyd het jy iets soos, ons moet nou eintlik gaan, ons het nou baie tyd op maar terselfdertyd het jy iets soos die Kosdef sentrum. Jy weet wat buite die dorp is, soos wat jy uitry waar mense kuns en kunsfluit en kralietjies werk en jare kan kry,
Maar dit is so ver uit mense se pad uit, dat hulle baie weinig daarna toe gaan. Die koolstofsentrum deur die week is dolleeg. Jy weet, so hoekom skuif jy nie daardie tipe werk in? Nie. Jy weet, die huidige hipermoderne koolstofsentrum kan 'n produksiesentrum word, waar mense hulle produk vervaardig en dan in die dorp verkoop. Ja. Want so gaan Swakop Moedersdorp verbystap en dink, ag Jesus, weet jy, ek kort eintlik nog kraaltjies of ag Jesus, ek kort 'n botterbakkie. Kom ek gaan kyk of hulle Of het. my mamma sal, of 'n toerist self, my mamma sal nou baie daarvan hou as ek vir hom 'n bietjie krale terugbring. Ja, daar's iemand se verjaarsdag, kom ek gaan kyk wat het hulle. Maar Koolstef is net te ver uit die dorp uit vir mense om te dink, ag, daar's 'n verjaarsdag wat kom, ek moet 'n geskenk koop, kom ek gaan Koolstef toe. Jy gaan middestad toe. Ja. Of die middedorp, jy weet, en daai plek is in die middedorp. Maar ja, dit is ongelukkig al die tyd wat ons het. Dankie dat jy by ons was, Anne-Marie. Ons gaan kyk nou na môre se weer. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative sport tourism. Ons gaan maak nou 'n draai by môre se weervoorspelling. 'n Gedeeltelik bewolkte dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 25 grade Celsius. Dit is ook gedeeltelik bewolk in die ooste op Gebabes met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 27 en 'n sonnige dag reg oor die noorde met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius vir Shakati. Gedeeltelik bewolk teen die kus ook met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 16 grade Celsius op Swakopmund en 'n maksimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 21 grade Celsius op Loederitz. Gedeeltelik bewolk ook in die suide op Rehoboth met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Alhoewel enige kind allergieë kan ontwikkel, is sommige kinders meer geneig om geraak te word as ander. Kinders met 'n familiegeskiedenis van allergiese reaksies het byvoorbeeld 'n hoër risiko om self allergieë te ontwikkel, wat dui op 'n genetiese vatbaarheid. Dit is belangrik vir ouers om bewus te wees van algemene tekens wat dui op 'n allergiese reaksie by kinders, aangesien dit kan help om allergieë te identifiseer en die kind se lewensgehalte te verbeter. Hierdie tekens kan insluit gereelde nies, loopneus, jukkerige oë of hoes, herhalende veluitslag, moeilike asemhaling,
en ook maagpynkrampe of naarheid na die eet van sekere kosse. Sekere faktore kan soms 'n allergiese reaksie by kinders veroorsaak en dit kan nou weer insluit styfmeel van bome en plante, insekbyte of steke, dierehare of pels, stofmyte en skimmel, sigaretrook of motoruitlaatgasse en ook grondboontjies, eiers en melkprodukte. Waar moontlik is dit daarom nuttig om die oorsaaklike sneller te identifiseer, sodat dit vermy kan word of blootstelling daaraan in die toekoms verminder word. Byvoorbeeld die pels van 'n troetelkat kan allergiese simptome by 'n kind veroorsaak. Daarom kan dit 'n goeie opsie wees om vir die kat eerder 'n ander huis te kry. Alternatiefelik kan die vermyding van buitelug gedurende seisoene met hoë styfmeeltellings kinders help wat allergieë het en wat deur styfmeel veroorsaak word. Die Ronketalk-span het onlangs gaan aanklop by Albert Weitz Jr. oor die koop van die Oesmyn en sommer die hele dorp daarmee saamhoop. Weitz Junior. Ek sê maar Junior want ek het nuus gehoor dat u pa, meneer Albert Weitz, basies vir Oes gekoop het. Ja, Vertel ons 'n bietjie van daai geskiedenis, asseblief. okay, wel kort en lank van die saak. In 1994 het my pa besluit om bietjie Namibië te besoek, hier rond beweeg. Hy het op Oes opgeëindig van alle plekke en hy het maar betrokke geraak hierso wat aangegaan het. Jy weet in die 70s, 80s, 90s was ou Iskor tinmyn 'n groot tinmyn gewees in die wêreld. Ja. In die 90s het dinge begin, jy weet, agteruit gaan met die tinpryse wat so gesak het. En my pa het die nood gesien daarvan en die belangstelling gesien daarin om dalk met hulle te engage, met hulle te praat en die belangstelling oor of hulle sal verkoop. En hy het nie geweet in daai proses dat hy die dorp saam met die myn se regte en al die goed gekoop het. So hy wou eintlik die myn gekoop het. Hy wou die myn se infrastruktuur basies gekoop het, Okay. masjinerie, die geboue en al daai dinge. Want sy hele lewe lank is hy maar entrepreneur, jy weet hy was vroeër jare in die boubedryf gewees en hy het die nood gesien of die voordeel gesien daaruit, jy weet, om dalk iets te kan bekom hierso. Ja. En in 95 toe het hy basies nou 'n offer gemaak, hulle het aanvaar en in die proses toe koop hy nou die Iskor, die myn. Yes. En insluitend was die dorp gewees. Maar dit was 'n interessante storie hoe hy dit eers uitvind het basies na die tyd. As ek mag vra, hoeveel het hy toe betaal? Jong, dit is maar 'n kan ek sê 'n bedrag wat ek nie kan disclose nie. Ja, Ek dink dit moet julle maar self vir hom vra. Ek gaan nie dit deel met die publiek nie. Okay. Ek kan vir julle sê dit is nou nie biljoene soos wat almal sal dink nie. Ja. So ja. 'n regverdige prys gewees vir die tyd. Ja. Ek meen die dorp was klaar spookdorp gewees. Die was omtrent, ek dink 8 mense. Oh wow. Ja, al die meeste van die mense wat op die myn aktief was, het weggetrek of het jy weet ander vesting gekry. Ja. So in daai tyd was hier regtig nie veel wat aangegaan het nie. Dit was so 'n spookdorp. Yes. Julle sal sien in die berigte ook wat al geskryf was in die koerante oor Oes van waar my pa begin het daai tyd. Ja. En hy het baie goed gedoen in die proses want hy het nie regtig aanvanklik gedink hy sal die bly nie. Maar hy het toe vir hom grond gekoop ook in Kamiap waar hy nou 'n plaas het en dis nou waar hy meeste van sy tyd op spandeer. Hoe oud is hy nou as ek mag My vra? pa is 70, hy het Okay. nou 70 geword hierdie jaar. Okay. Ja, soos nou al 'n ou vent en hy het sy Namibiese burgerskap het hy nou ontvang ook al 'n klompie jare terug. Ja. En in die proses was hy op die plaas gewees, maar toe besluit hy moet iets doen met die dorp. Dit kan nie net staan en vervalle gaan nie. Jy weet die mense het hier gekom, hulle het gewandaliseer, hulle het alles afgesteel en gebreek en so aan. So die myninfrastruktuur was basies daarso gewees toe hy gekoop het. Ja, die En die- meeste van die goed was hier gewees. Jy weet, En, want en huise, hoeveel huise was daar omtrent plus minus? as ek moet skat, dink ek was dit so om en by 80, 85 huise. Wow. Okay. Ja. En soos ek sê, daar was 8 mense wat ek van weet wat hier was. So Wow. 3 of 4 huise maar wat beset was. Ja. En die groot rede hoekom mense nie regtig hier wou bly nie is want hulle het geen regte gehad op hulle eiendom nie. Dit was als aan die myn behoort. So toe het my pa besluit om die hele plek te proklameer
en hy het dit gedoen op al sy onkostes om seker te maak dat daar nou die moontlikheid sal wees vir mense wat wil koop om eiendomsreg, op hulle naam te kan kry. So het daai hele proses gevolg en in die proses het mense weer teruggekom, hulle het gekoop en so het die dorpie weer stadig maar seker weer begin lewe kry. Maar dit was eers in 2006 wat ons Namklei basies begin het, dis nou die steenmakery hier in Oos, Ja. waar ons die potensiaal gesien het om die kleimateriaal wat ons het te kan gebruik om 'n produk te vervaardig wat reg is in Namibiese se klimaat. Jy weet, Ja. Kleisteen is 'n produk wat mense nie regtig mee bekend is nie. Hulle ken nog altyd as 'n sementsteen as die boublok waarmee alles gebou word. Waar kom die klei vandaan? Ook hierso. Die klei kom van hier af. Dit Ja. is so 2 kilometer hier weg van ons af, is dit by die ou tailings van die Iskortinmyn. Dis hulle tailings wat hulle gelos het daarso. Ek moet vir jou dit noem, toe ons in 2006 amptelik hier begin het, Ja. was ons so om en by 20-25 mense en so stelselmatig het ons gegroei soos die produk gegroei het. Nice. Maar daai was die brug gewees Ja. wat veroorsaak het dat hier weer 'n monopolie kon bou. Ja. Jy weet van daar's gelde wat verwissel word. So daar's 'n infrastruktuur wat bou, mense wat nou weer kan handel en so die dorp weer begin lewe kry. Die mense het teruggekom hiernatoe, die winkel is weer opgebou en daar het weer besigheid begin ontstaan. So daar was weer 'n verwisseling van fondse gewees, as ek dit so kan noem. En so op het alles net gegroei en rondom Oos, soos jy nou kan sien, is dit nog groter. Ek meen, die begin van die Andrada myn is 'n massive ding vir die dorp. Infrastruktuur is nog beter of nog besig om te verbeter. En so met dit groei die dorp. Jy weet, die hoeveelheid mense wat hier na toe kom, die toeriste wat hier na toe kom, dis verskriklik. Ja. Okay, kom ons kom terug na jou pa toe. Jou pa se reg, se eienaarskap, se legacy. Ja. Is daar nog iets hierso, behoort iets nog aan hom of het hy alles oorgegee en hoe word hy erken as soort van ek wil nou nie sê Saviour nie, maar iemand wat soort van begin het om Oos weer op te bou? Ja, kyk, hy het sy groot maatskappy is Nama Base Minerals. Dis die company wat Iskor oorgekoop het. Okay. Nou Namklei is soos 'n moedermaatskappytjie van Nama Base Minerals af. En Nama Base Minerals besit nog steeds al die surface rights in die hele area hierso wat Iskor gemyn het. Okay. Hy het wel van die grond het hy teruggegee vir die regering en hy het grond teruggegee aan die council en so aan vir enige kompensasie, dis maar net om terug te gee aan die gemeenskap. En hy het ook jy weet gronde in die Boedorp wat hy besit het hy weggegee vir gemeenskapsmense wat dit nodig gehad het. Okay. Maar hy sit met nog steeds grond in die dorp self wat die potensiaal het vir industriële grond, besigheidsregte en so aan wat kan kom. En dan ook het Nama Base Minerals, soos ek gesê het, die surface rights met al oor hierdie groot wit mynhoop wat hier lê, al daai goed behoort nog steeds aan Nama Base Minerals. Wow. En ons het dit nou oopgemaak vir van die mense wat toerisme en goed bedryf om ouens op te vat om sundowners te doen en al daai dinge. Oh wow. Jy weet, sonder dat ons nou kompensasie vra vir iets, dit is maar om terug te gee vir die gemeenskap. Ja. Ons vra maar net dat hulle dit asseblief veilig moet bewaar, want dit is 'n myn, Ja. 'n mynhoop. Dit kan gevaarlik wees. Ons moenie gedrink daarop gaan en foute maak en jy weet lewens in gevaar stel nie. Ja. Want dit kan ook, jy weet, 'n probleem vir ons wees as daar nou enige moeilikheid kom. So As jou pa nou terugkyk en hy vir wat hy betaal het vir Oos en die myn, dink jy as hy nou terugkyk hy sou sê dit was eintlik 'n goeie deal geweest? ja, ek dink hy sal Ek is bly hoe dit uitgedraai het. definitief. Ja. Ek meen vir hom is dit nou nie 'n finansiële advantage om te sê dat yes, hy's bly hy het dit gedoen nie. Okay. Want ek dink hy het verlief geraak op Oos. Hierdie is een van daai dorpe, hulle sê jy huil 2 keer. As jy hiernatoe trek Ja. en as jy hier moet wegtrek. Hoekom? Wat is die verskil? Dit gaan oor die Hoekom hy as jy kom en dan want as jy hier kom dan sien jy aanvanklik oeg, maar hier's niks. ja. Hier's nie 'n shopping center nie, hier's nie sulke goed wat jy gewoond is in die stad nie. En dan bly jy nou eers 'n rukkie so dan voel jy die kalmte en die rustigheid wat hierdie plek vir jou het. Hoe sou jy die mense beskryf? Man, jy weet ons wat nou al baie jare hier bly, ken die mense soos 'n klein gemeenskap, so daar's nou baie ander mense wat inkom. En jy sal maar seker
na partytjies toe moet gaan of waar ook al om mense te ontmoet. Maar soos ek Oes ken is elkeen, ons is 'n gemeenskap, maar elkeen hou vir homself. Ja. Jy weet, ons is elkeen by sy huis, jy doen jou eie ding en jy gaan braai so nou en dan by iemand. Maar dit is nie 'n verskriklike jollige spul wat elke aand in 'n klap wil uithang en so aan nie. Ja. Maar as daar nou 'n funksie of 'n ding is wat aangebied word, dan kan ek jou garandeer 90% van Oes se mense is daar. Soos vriendelike mense. Ja. Ja, En Oes was nog altyd maar, ek sal sê die ouerige mensdorp. ja, Ek was vir lank seker die jongste man in die dorp gewees. Nou moet jy weet. ja. En ja, dit is meer vir die ouer mensies gewees wat hier kom aftree het en wil rustig raak. Ja, Maar soos die tye nou verander en alles verbeter en raak groter, kom maar meer en meer jonger mense hiernatoe. En dit gaan dalk die dinamiek van al Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag sien op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25 as ook oneup2.com. So tot môre wanneer ons jou weer sien vir 'n laaste keer hierdie week van my Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span. Is dit mooi bly.